Stop, moenie aanhou skrol nie. Die doel wat Vader vir jou lewe het, staan vandag by 'n kruispunt. Daar is net twee moontlike uitkomste. Dit gaan of groei, of dit gaan doodgaan. Daardie besluit lê nie by God nie. Dit lê by my en by jou. God se roeping gebeur nie per ongeluk nie. Jou bestemming ontvou jy, nie toevallig nie. Dit vra gehoorsaamheid, oorgawe en geloof. Niemand word per ongeluk geroep nie. Roeping word beantwoord, nie ontdek deur toeval nie. Die Bybel vertel vandag van Jona, 'n man wat presies geweet het wat God van hom vra, maar steeds gekies om te hardloop. Vader sê vir hom, staan op, gaan na Nineve. Maar Jona kies om Tarsus toe te gaan, weg van God se roeping af. Hoekom? Was dit vrees, intimidasie, of omdat Nineve Israel se grootste vyand was? Jona was bang dat God genadig sou wees. Hy was bang dat mense sou verander. Wat Jona nie besef het nie, is dat Vader se droom altyd groter is as ons vrees. Elke tree wat Jona van God af weggee, was afdrand. Van die land na die hawe, van die hawe na die skip, van die skip na die diepste van die walvis se mag. Dat is 'n ernstige waarskuwing. Wanneer ons rug draai op God se roeping, neem elke kompromie ons verder weg. Maar selfs daar los Vader ons nie. Hy stuur 'n storm, nie om jou te breek nie, maar om vir jou wakker te laat skrik. En uiteindelik staan Jona op uit 'n walvis se mag. En 'n hele stad, meer as 120.000 mense bekeer van hom. Herlewing breek uit, omdat een man opgehou weghardloop het. Vandag praat Vader met jou, staan op my kind. Gaan jy aanhou weghardloop na Tarsus toe? Of gaan jy kies om te groei, op te staan en te gaan waarna toe ek jou stuur na Nineve toe? As jy kies om nie langer weg te hardloop nie, maar jou roeping te antwoord, los 'n hartjie in die comments.